Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 26 Mei. Die wet. Hoe sou jy sonde definieer as jy dit aan 'n nie-Christen wou beskryf? En hoe omskryf die Bybel dit? Romeine 3 vers 20 sê vir ons, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Ons lees ook in 1 Johannes 3 vers 4 wat sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Sonde is 'n oortreding van God se wet, soos gelees in 1 Johannes 3 vers 4, en die mens het 'n aangebore neiging daartoe. Psalm 51 vers 5 sê vir ons, want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd deur voor my. Jeremia 17 vers 9 sê ook, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Die wet bring dus die ware aard van sonde aan die lig. Dit is soos 'n bril, omdat dit duidelik toon wat om mens aangaan, en dit is 'n spieël, omdat jy duidelik sien hoe jy lyk. Die wet bring duidelikheid en oortuiging aan beide die gelowige se lewe en karakter, terwyl dit terselfdertyd insae in God se karakter en wat vir hom belangrik is bied. Die 10 gebooie, soos gelees in Eksodus 20 vers 3 tot 17, het God met sy eie vinger geskryf. Jesus bevestig die wet se belangrikheid in Markus 12 vers 30 en 31 wat lees, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Let ook op die volgende toevoeging in Matteus 22 vers 40. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Uit die dinge wat God op Sinaï aan die Israeliete gesê het, woorde wat ook aan die moderne gelowige gerig word, leer ons dat die wet oor verhoudings gaan. Hebreërs 1 vers 1 en 2 lees, nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. God se wet is 'n beskermingsmeganisme om ons verhoudings met hom en ons medemens te beskerm. Ongelukkig het Satan die wet verdraai en so van sy pragt beroof, met die gevolg dat party mense dit as 'n las beskou. Wanneer mense aan die wet dink, is hulle geneig om dit met wettiesheid, oftewel werkheiligheid te verbind. Liefde en vryheid word heeltemal buite rekening gelaat. Tog sê die Bybel pertinent in 1 Johannes 5 vers 3, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Ons sluit dan af met die volgende 3 vrae. Vraag nommer 1. Gebruik 'n skaal van 1 tot 5 en vra jouself af, hoe kosbaar is die lewende woord en die wet wat deel daarvan is vir my? Vraag nommer 2. Hoe beleef ek die wet van God? As iets beperkends of as iets wat my versterk? Hoe gemaak om 'n beter begrip van die wet te kry indien ek dit tot dusver as beperkend beleef het? Vraag nommer 3. Wat sou gebeur as ek die wet van God, daardie wet waardeur ek hom en my medemens liefde bewys, die middelpunt van my lewe, my gesin se lewe en my kerkgesin se lewe gemaak het? Hoe sou my lewe en my verhoudings anders daar uitgesien het?